Hartlik welkom by Leef die Woord. Dankie dat jy by ons aangesluit het. Dit is altyd 'n groot vreugde om saam met julle rondom die woord van ons Here te kuier. Vriende, ons is besig met 'n reeks gesprekke oor die tema Tel jou woorde. Ons gesprekke neem ons uit die algemene sendbrief van die apostel Jakobus en ons merk op dat hy in al 5 hoofstukke op een of ander manier na die woorde van ons mond, die dinge wat ons sê, dat hy daarna verwys. Hy wil hê dat ons moet ag gee daarop dat ons woorde tel en dit wat ons sê werklik waar gewig het. Voordat ons by vandag se boodskap kom ons bid eers saam. Here, dankie vir hierdie voorreg om u woord voor ons te kan hê. Ons wil u vra dat u ons sal kom leer, sodat ons deur ons lewe u kan behaag. Is ons gebed in Jesus se naam. Amen. Ons gaan vandag na aanleiding van Jakobus 2 vers 1 tot 13 gesels. En die tema van die boodskap vandag is: jy sê wat vir wie? Nou kom ons lees dit saam. Jakobus 2 vanaf vers 1 tot en met vers 13. Broeders, laat julle geloof in ons Here Jesus Christus, die Here van die heerlikheid, nie wees met aanneming van die persoon nie. Want as daar in julle vergadering 'n man inkom met goue ringe aan sy vingers, met 'n pragtige kleed aan, en daar kom ook 'n arm man in met vuil klere aan. En as julle opsien na hom wat die pragtige kleed dra en vir hom sê: gaan u op hierdie goeie plek sit, en vir die arme sê julle: gaan jy daar staan of hier onder my voetbank sit? Het julle dan nie by julleself onderskeid gemaak en regters met verkeerde oorlegginge geword nie? Luister, my geliefde broeders, het God nie die armes van hierdie wêreld uitverkies as rykes in die geloof en erfgename van die koninkryk wat hy beloof het aan die wat hom liefhet nie? Maar julle het die arme man 'n oneer aangedoen. Is dit nie juist die rykes wat julle oorweldig en julle voor die regbanke sleep nie? Is dit nie hulle wat die edele naam belaster wat oor julle uitgeroep is nie? As julle ewenwel die koninklike wet volbring volgens die skrif, jy moet jou naaste lief hê soos jouself, dan doen julle goed. Maar as julle partydig is, doen julle sonde en word deur die wet as oortreders bestraf. Wie die hele wet onderhou, maar in een opsig struikel, het aan almal skuldig geword. Want hy wat gesê het, jy mag nie egbreek nie, het ook gesê, jy mag nie doodslaan nie. As jy nou nie egbreek nie, maar doodslaan, het jy 'n oortreder van die wet geword. Julle moet so spreek en so doen, soos diegene wat deur die wet van vryheid geoordeel sal word. Want die oordeel sal onbarmhartig wees oor die wat geen barmhartigheid bewys het nie, en die barmhartigheid roem teen die oordeel. Wanneer ons hierdie gedeelte lees, trouwens wanneer ons die hele brief van Jakobus lees, dan is dit baie duidelik dat Jakobus dinge sê soos dit is. Hy's reguit en hy's eerlik. Hy probeer nie dinge so diplomaties as moontlik sê sodat niemand aanstoot neem nie, want anders sou hy ook sy eie karakter en ook die dinge wat hy skryf weerspreek het. Dit is eenvoudig en dit is duidelik vir jou en my om te hoor en te verstaan en hopelik toe te pas. Hy het ook wanneer ons sy brief lees, dan merk ons op dat hy met ons gesels vanuit die perspektief dat ons 'n reine en onbesmette godsdiens moet beoefen. Dat dit wat ons doen en dit wat ons oortuigings is, in al die aspekte van ons lewe in harmonie moet wees, sodat ons optrede nie 'n weerspreking is van ons Christelike getuienis nie. Nou watse lesse kan jy en ek vandag leer aan die hand van Jakobus 2 vers 1 tot vers 13? Ons let eerstens op in vers 1. Jakobus skrywe: my broeders, laat julle geloof in ons Here Jesus Christus, die Here van die heerlikheid, nie wees met die aanneming van die persoon nie. Wanneer ons hierdie vers lees, dan wil ons onmiddellik vra, maar hoekom het Jakobus dit aan hulle geskrywe?
En miskien was dit omdat daar juis in die gemeente hierdie onvanpaste optrede was. En dan skroom Jakobus geensins om dit baie pertinent te stel, dat hierdie onderskeid wat getref was tussen ryk en arm mense, 'n onbehoorlike en 'n onvanpaste optrede is. In Jakobus 2 vers 4 sê hy: "Het julle dan nie by julleself onderskeid gemaak en regters met verkeerde oorlegginge geword nie?" Hy vra al hierdie vraag. As julle hierdie onderskeid tref, is julle nie regters met verkeerde oorlegginge nie? Wat vra hy ons? Hy vra ons, spreek ons beskouing van mense daarvan dat ons deur die liefde gedring word? Want partydigheid staan in 'n skrille kontras met die koninklike wet, wat bepaal dat jy jou naaste moet lief hê soos jouself. En dit is 'n koninklike wet as gevolg van die goddelike aard daarvan. Ons lees byvoorbeeld in Matteus 22 vanaf vers 37 dat Jesus die stelling ook gemaak het en aangehaal het uit die Ou Testament. Jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart en met jou hele siel en met jou hele verstand. Dis die eerste gebod en die groot gebod. En die tweede wat hiermee gelyk staan, is dat jy jou naaste moet lief hê soos jouself. Indien ons nie volgens die koninklike wet van die liefde handel nie, wanneer ons met ander woorde partydig sou wees, dan wil Jakobus sê dat ons moet verstaan dat ons nie in lyn is met die koninklike wet nie, maar ook dat dit in ons 'n innerlike konflik veroorsaak. Wanneer hy hulle vra, het julle nie regters met verkeerde oorlegginge geword nie? Hierdie oorlegginge verwys na 'n innerlike gesprek wat jy en ek het. Wanneer ons partydig optree, dan voer hierdie partydigheid stryd teen die gees van God, wat wil hê dat ons in liefde sal handel en sal optree. Omdat ons deelgenote van die goddelike natuur is en die gees van God in ons woon, moet jy en ek nie partydig optree nie. En Jakobus stel dit kategories. As jy partydig is, doen jy sonde en word deur die wet as oortreders bestraf. Die rede hoekom ons deur die wet as oortreders, hierdie koninklike wet dan as oortreders bestraf word. Want wanneer Jakobus sê dat ons regters met verkeerde oorlegginge word, wanneer ons partydig is, dan beteken daardie verkeerde dat ons boos optree. Dis boosagtigheid. En ek weet dis gewigtige woorde wanneer ons dit hoor en wanneer ons dit vir mekaar sê. Maar ons moet nie skroom, ons moet nie bang wees om dit vir mekaar te sê nie. Want partydigheid werk teen die gees van God waarmee ons deurdronge is. Dis baie duidelik. Wanneer ons partydig is dit sonde. En dit dryf in teen die werk wat die gees van God in ons harte en in ons lewens doen. Ons mag nie 'n onderskeid tref tussen mense vanweë sosiale status nie. As ons egter nie 'n onderskeid tref nie, nie 'n onderskeid tussen mense tref nie en onsself nie aan partydigheid skuldig maak nie, dan sê Jakobus, dan doen ons goed. Want ons optrede is dan in lyn met die gesindheid en die karakter van God. Dis dan in lyn met sy koninklike wet. In Jakobus 2 vers 5 maak Jakobus hierdie stelling. Hy sê, luister my geliefde broeders, het God nie die armes van hierdie wêreld uitverkies as rykes in die geloof en erfgename van die koninkryk wat hy beloof het aan die wat hom liefhet nie? Julle sien vriende, God vind 'n behaag in mense wat afhanklik is van hom. God vind 'n behaag in mense wat besef dat hulle niks het om aan God te bied of aan God te bring, om hom te beweeg of hom te beïndruk nie, behalwe dat hulle aan hom 'n liefdevolle oorgawe gee nie. Dit herinner my aan wat gebeur het, en ons lees daarvan in Markus 12 vers 41 tot 44, toe Jesus reg voor die skatkis gaan sit het, om te sien wat die mense daarin gegooi het. En dan roep hy sy disippels bymekaar en nadat 'n arm weduwee 2 geldstukkies in die skatkis gegooi het, dan sê Jesus, voorwaar ek sê vir julle, hierdie arm weduwee het meer ingegooi as almal wat in die skatkis gegooi het.
want hulle het almal uit hulle oorvloed ingegooi. Maar sy het uit haar gebrek ingegooi alles wat sy gehad het, haar hele lewensonderhoud. Jakobus wil nie hê dat ons moet dink dat daar 'n probleem is met rykdom nie. Die probleem is nie rykdom nie. Die probleem is die arrogansie en die vermetelheid wat daarmee saamgaan en ook die verwronge optrede wat soms daar uitspruit. En dan waarsku Jakobus ons. Wanneer ons partydigheid, ons oordeelkundigheid beïnvloed tot so 'n mate dat dit ons optrede teenoor mense bepaal, dan tree ons verkeerd op. En hy wil hê ons moet ook besef, as ons Jakobus 2 vers 6 en 7 lees, dat wanneer ons partydig is teenoor mense en hierdie onderskeid tref in die status waarin mense hulle self bevind, hulle sosiale status, moet ons besef dat hierdie onderskeid wat getref word, wanneer ons teenoor mense bevooroordeel is vanweë hulle sosiale status, dat ons moet besef, ons sal moet aanhou om hulle gelukkig te hou. Ons sal moet aanhou om na hulle om te sien, om hulle belangrik te laat voel, want anders gaan hulle en hulle beursies vir ons kwaad word. En dan gaan hulle gesindheid teenoor ons openbaar. En daarom juist moet ons nie partydig wees deur 'n onderskeid te tref nie, maar ons moet mense gelyk behandel. Ons is ewe mens. Dan wil Jakobus sê dat ons moet verstaan dat partydigheid ons verhouding met God skade doen. Al munt ons uit in baie ander areas van ons geestelike lewe. Al het ons 'n gedissiplineerde gebedslewe, ons bestudeer die woord van die Here getrou en ons lewe 'n lewe van lof en aanbidding. As ons partydig is, dan doen dit afbreek aan ons ganse verhouding met God. Sien, hierdie partydigheid spreek dat ons nie ons naaste liefhet nie. Dit beteken dat ons die koninklike wet van God nie handhaaf of daarin gehoorsaam is nie. En dan wil Jakobus, na aanleiding van Jakobus 2 vers 10 en 11 vir ons verduidelik, dat as ons baie ander pragtige godsdienstige gewoontes het, geestelike dissiplines handhaaf, Bybel lees, bid, getuig van die Here, lewe van lof en aanbidding leef, om soms in afsondering te gaan en stil te word voor die Here. Al daardie pragtige geestelike dissiplines. As ons dit mooi beoefen, maar ons is partydig, dan doen dit afbreek aan al hierdie ander pragtige geestelike dissiplines wat ons in ons lewens handhaaf. Want daarom sê hy nou, Jakobus 2 vers 10 en 11, want wie die hele wet onderhou, maar in een opsig struikel, het aan almal skuldig geword. Onthou nou, die koninklike wet is dat ons ons naaste moet lief hê. En dan gee hy hierdie voorbeeld, vers 11. Want hy wat gesê het, jy mag nie egbreek nie, het ook gesê, jy mag nie doodslaan nie. As jy nou nie egbreek nie, maar doodslaan, het jy 'n oortreder van die wet geword. Jakobus wil hê ons moet verstaan, dat daar in ons geestelike lewe, dat daar harmonie moet wees, dat daar eensstemmigheid moet wees, dat ons ganse geestelike lewe in harmonie moet wees met mekaar in terme van ons geestelike dissipline en die manier hoe ons Christendom uitleef. Kan julle onthou in Jakobus 1 vers 26 het ons gelees, in die vorige boodskap, het Jakobus gesê, as iemand onder julle meen dat hy godsdienstig is, dis nou die uiterlike uitlewing van ons Christelike oortuiging. Hy sê, as iemand meen dat hy godsdienstig is, en sy tong nie in toom hou nie, maar sy hart mislei, die godsdienst van hierdie man is te vergeefs. En nou kom hy in Jakobus 2 vers 1 tot 13, en hy kom sê vir ons, dat as ons partydig is, dan doen dit ook afbreek aan ons Christendom. Dit doen afbreek aan ons getuienis, dat ons wel kinders van die Here is, wat volgens hierdie koninklike wet van die liefde, jy moet jou naaste lief hê. Dit doen afbreek aan daardie getuienis, indien ons partydig is. Ja, dit is so. Ons is vry in Christus Jesus, maar nogtans nie ongebonde, sodat ons kan doen wat ons wil nie. Ons kan nie ons vryheid gebruik om aanleiding tot die vlees te gee nie. Dit het Paulus baie duidelik vir ons geleer in Galasiërs 5 vers 13 tot 15. Want die hele wet, sê hy, word in een woord vervul, naamlik dat jy jou naaste moet lief hê soos jouself.
Maar as julle mekaar byt en opeet, pas op dat die een nie deur die ander een verteer word nie. En net so is partydigheid 'n manier waarop ons mekaar kan byt en opeet en selfs deur mekaar verteer kan word. En ons moet duidelik hoor, partydigheid is sonde. En daarom moet ons steur in wat Jakobus geskryf het. Julle moet so spreek en so doen soos diegene wat deur die wet van vryheid geoordeel sal word. Jakobus wil dit baie duidelik onder ons aandag bring, dat daar bepaalde beginsels is waarvolgens ons moet leef. Ja, ons is vry, maar ons is nie ongebonde om te kan doen wat ons wil nie, en ons sal aan die hand van bepaalde Christelike beginsels rekenskap gee. Daarom lees ons in die goeie woord van die Here in 2 Korintiërs 5 vers 10. Want ons moet almal voor die regterstoel van Christus verskyn, sodat elkeen kan ontvang wat hy deur die liggaam verrig het, volgens wat hy gedoen het, of dit goed is of kwaad. Vriende, ons moet verstaan dat partydigheid nie pas by kinders van ons Here nie. In hierdie konteks van Jakobus 2 vers 1 tot 13 verstaan ons dat onpartydigheid ook beteken dat ons barmhartigheid teenoor mense betoon. Jakobus 2 vers 13. En wanneer ons teenoor mense barmhartig is, deurdat ons nie partydig is nie, sal ons met vrymoedigheid voor die regterstoel van Christus kan staan, en daarom sal die barmhartigheid roem teen die oordeel. Sien, wanneer jy en ek onpartydig is, en ons neem in ag ons Christelike lewe en toewyding, dan is onpartydigheid in harmonie met ons mooi geestelike lewe, met ons getrouheid en ons toewyding aan die Here. Jy sien, hier's die kruks van die saak. Omdat God geen aannemer van die persoon is nie, omdat God nie partydig is nie, daarom moet jy en ek ook nie partydig wees nie. Laat ons die Here vertrou om ons hiermee te help, sodat ons wandel nie aanstoot gee as gevolg van partydigheid nie. Ek vertrou dat hierdie boodskap jou en my vandag sal help om net weer eenmaal te besef dat ons onpartydig moet wees. Dat ons nie 'n onderskeid tussen mense moet tref vanweë hulle sosiale status nie, soos ons dit lees binne die konteks van Jakobus 2 vers 1 tot 13. En dat wanneer ons nie partydig is nie, ons die koninklike wet volbring. Dat ons God behaag daardeur. Ag, mag die Here ons hiermee help. Kom ons bid saam. Vader, dankie vir die kosbare woord. Ag, en sal U ons kom help om onpartydig te wees. Dat ons die koninklike wet kan volbring deur ons onpartydigheid ons naaste lief te hê. Dat ons barmhartigheid sal betoon deur nie partydig te wees nie. En dat hierdie onpartydigheid ons dan vrymoedigheid voor U sal gee. Ons dankie daarvoor in Jesus se naam. Amen.